Goed, ons is besig met vraag 2.2. Die vraag lees, indien kos van theta is gelyk aan T, druk elk van die volgende sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Druk elk van die volgende, of bepaal elk van die volgende sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Wenk, gebruik 'n skets. Nou nêrens sien sy hier sketsie. So jy moet dit teken. En ons skets wat ons gaan teken, lyk as volg. Gaan teken 'n driehoek. Dit moet wees 'n reghoekige driehoek, want trigonometrie gebeur in 'n reghoekige driehoek. Dan sê ons, dit is hoekie theta. Wat is kos nou weer? Kos is aangrensend, so naatstaan theta gaan dit wees T, en daai is 1. Dan moet ek hierdie sy gaan bereken so met behulp van Pythagoras. As ek dit gaan bereken, dan sê ek die skynsy gekwadreer is gelyk aan 'n reghoeksy gekwadreer, né? Minus die onbekende sy. So dit wil sê die onbekende sy gaan wees die onbekende sy hierso, kom ons noem dit maar nou y is gelyk aan skynsy gekwadreer minus t gekwadreer. Né? Nou ek soek hier vir y gekwadreer hier. Ek soek vir die skynsy alleen gekwadreer. So dit wil sê 1 tot die mag 2 is gelyk aan 1. Hy is tot die mag 2. Ons weet nie wat, so daar is net 1 tot die mag 1 minus t tot die mag 2 en dan gaan bepaal ek die vierkantwortel van dit wat gelyk is aan 1 minus t tot die mag 2. So daai is die waarde hier. So nou gaan skryf ek dit in op my skets. 1 minus t tot die mag 2. Nou die eerste vraag daar by nommer 2.2.1 is, ons skryf die vraag neer, retabile, dan sê ons sin van theta is gelyk aan, wat is sin van theta? Teenoorstaande op skyns. So wat is die teenoorstaande sky? Is vierkantwortel 1 minus 2 kwadraat oor 1. Maar enigiets oor 1 vereenvoudig net na die teller toe. So dan het ek 1 minus t kwadraat. Daar is my antwoord. Volgende een is 2.2. Punt 2, sin van theta oor cos van theta. Maal met cot kwadraat van theta. Sin van theta, weet ons is vierkantwortel 1 minus t2, né? Cos van theta is t. Maal met cot. Wat is cot? Cot is die omgekeerde van tan. So dit is, wat is tan? Teenoorstaande op aangrensend. So cot is aangrensend oor teenoorstaande. En ek sit dit in 'n hakkie want dit moet gekwadreer word. So wat is my aangrensende sy? Is t, né? En my teenoorstaande sy is 1 vierkantwortel 1 op t tot die mag 2. Nou vir eenvoudig hierso, ek gaan eers die hakkies doen. So dit word dan, ek belos gou daai is 1 minus t tot die mag 2, vierkantwortel van 1, en daai is t, maal met t tot die mag 2 op daai vierkantwortel verdwyn, so dit is 1 minus t tot die mag 2, en dan kry ek hierso, nou kan ons hierso, voordat ons uitmaal, 'n paar uitkansellerings doen. Daai t val weg hierso, en daar is net 1 t wat oor is, né? So onder hierdie lyn gaan dit wees 1 minus t kwadraat, en bo die lyn gaan dit wees, okay, so dit gaan word 1 minus t kwadraat, en dit gaan word t maal met vierkantwortel 1 minus t tot die mag 2. Ons kan nie kanselleer nie, want hier is 'n skeiding in terme.
Dan gaan ons aan nou na nommer 2.3. 2.3.1 sê hulle vir my tan van 60 grade oor cos van 30 grade. Nou, as ek met die driehoekies werk, sonder 'n sakrekenaar, né, die vraag moet eintlik lees, ja, dit lees sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So jy kan nie dit gaan intik op jou sakrekenaar nie, teken vir jou die driehoekie, daai is 'n 60 grade, daai is 'n 30 grade, naaste aan die 30 grade het ek 'n vierkant wortel van 3, dit wil sê daai is 'n 2 en daai is 'n 1. So nou vra hulle vir jou tan van 60, jy gaan plaas posisioneer jouself hierso. Jy sê wat sê jy nou? Laat dit staan, teenoorstaande op aan grensend. So daai is wortel 3 op 1 wat net gelyk is aan wortel 3 gedeel deur cos van 30. Gaan posisioneer jouself, wat is cos? Aangrensend op skuins. So daai is wortel 3 op 2. Twee getalle wat mekaar deel, sê ek, daai is mos eintlik wortel 3 op 1 maal met die omgekeerde wat gelyk is aan 2 op wortel 3. Daai wortel 3 kanselleer uit, so ek het dan 2. Indien jy dit op jou sakrekenaar inpont, sal jy ook dieselfde antwoord kry, maar jy gaan nie die punt 3 punte kry nie, jy mag miskien net 1 punt kry as jy gelukkig is. En by my gaan jy nie gelukkig wees nie, want ek hou nie van mense wat net gelukkig is nie. Né? So jy moet werk vir jou punte. Jy moet werk vir jou punte. 2.3.2, daar het ons cosec van 45 grade en sin van 45 grade. Sin van 45 grade plus sin van 0 grade en dan cot van 30 grade. Cosec is die omgekeerde van sin, né? So, as sin van 45 grade is 1 op wortel 2, dan is cosec wortel 2 op 1 maal met sin van 45 grade 1 op wortel 2. Sin van 0, ek gaan na die onmoontlike driehoek toe, né? Gaan dit nou nie teken nie. Onmoontlike driehoek, sin van 0 is 1 oor 0, so daai is 0. Kan nie 1 oor 0 wees, is 0 oor 1. 1 oor 0 is ongedefinieer. So, sin van 0 is 0. Dan cot van 30, hier soos die 30 hoekie, cot is nou weer wat? Aangrensend op? Teenoorstaande. So dit wil sê as ek daar staan, is dit wortel 3 op 1. So daar is net wortel 3. Enigiets maal 0 is 0. En dit is gelyk aan vierkant wortel 2 op vierkant wortel 2 plus 0. Maar iets gedeel deur homself is gelyk aan 1 plus 0 en die antwoord is 1. Weer eens 4 punte daar. En sy finale antwoord kry jy geen punte sonder bewerking sien hè. En dan het sy teen die instruksie gegaan. Die instruksie het duidelik gesê sonder gebruik van 'n sakrekenaar. As hulle sê sonder gebruik van 'n sakrekenaar, wil ons jou bewerkings en jou stappe duidelik sien. Dan vra hulle vir ons los op vir x indien sin van x. Maak ons gewoon die bord vir ons. Teka maar net daai, is fyn so. Net die kant. Hallo, jy maar vir daai res. Right. Dankie. Ons gaan aan los op. Nou ek wil hê kyk, doen nog vir my 'n guns. Kyk gou wat is die kos van 30, né? Op jou sakrekenaar.
En dan kyk jy vir my, wat is die sin van 60? So, 2.4 wil ek jou net 'n bietjie agtergrond skep gou. Wat is die kos van 30? 1 op 2. En die sin van 60? Okay, die kos van, wat het ek gesê? Die kos van 30 is vierkant wortel 3 op 2 en die sin van 60. So dit wil sê vir ons daar bestaan 'n koverhouding, né? En as ons praat van koverhouding, dit kom van die woord af komplementêr en as ons praat van komplementêre hoeke, sê ons hulle maak saam 90, né? So dit kom van kofunksies af. En kofunksies en hulle is saam gelyk aan 90 grade. Kofunksies gee vir jou die som van 90. So dit wil sê dat as ek het, kom ons maak nog 'n voorbeeld. Die sin van 10 is gelyk aan die kos van wat? Die sin van 10 is gelyk aan die kos van wat? Jy gaan sê 90 minus 10. Wat is 90 minus 10? 80. Kom ons kyk of dit waar is. Is die kos van 80 gelyk aan die sin van 10? Kyk op jou sakrekenaar. Ja. Né? So dit wil sê wanneer ons het sin aan die een kant en kos aan die ander kant, dan kan ons dit vereenvoudig deur gebruik te maak van kofunksies. Die eerste gedeelte kom van die woord af komplementêr. 'n Komplementêre hoek sê dit maak saam 90 grade. So dit is die teorie wat jy moet verstaan agter dit. Nou wanneer ons die som kry en hier so sin aan die een hoek, aan die een kant en sin aan en kos aan die ander kant, né? En belangrik, die hoeke is nie dieselfde nie. Want as die hoeke dieselfde is, gaan ons iets anders doen. Maar in hierdie geval is die hoeke nie dieselfde nie. Want hierso het ek x minus 16, daar het ek 2x minus plus 10. So ons gaan nou werk met kofunksies en daarom gaan ons slegs gebruik x minus 16 is gelyk aan, let wel, 90 minus daai hoekie wat daar staan, minus 2x plus 10. Kyk mooi, ek werk met kofunksies, né? En dan word dit 90 minus 2x minus 10. Hierso aan die kant het ek x minus 16 nog steeds. Wat wil ek nou doen? Ek wil vir die veranderlike oplos. Wat is die veranderlike in hierdie geval? X. Ek wil vir x oplos, so ek van al my veranderlikes na een kant toe. 90 minus 10, 80. So hier bly eintlik oor 80 grade. Ek vat die 2, negatief 2x wat ek oor, plus die x, het word 3x. Ek vat die 16, negatief 16 aan, na my regterkant, plus 16 grade, né? Nou word dit 3x is gelyk aan 80 plus 16, 96 grade. Ek wil vir x oplos. Ek deel dit deur 3, wat ek aan die linkerkant doen ek aan die regterkant. So dit wil sê, x is gelyk aan 32 grade. En nou, wat het ek gesê? Kofunksies, die kant se 90, né, moet gelyk wees aan daai kant se 90. So kom ons gaan kyk gou. Linkerkant, dit is hy is my antwoord. Nou toets ek net my antwoord. Linkerkant sê ek sin van 32 minus 16. Wat is daai 32 minus 16? Sin van 16, né? Dan regterkant is gelyk aan kos van 2 maal 32 plus 10. 32 is 64, so die kos van 64 plus 10 is gelyk aan kos van 74. Kom ons kyk. 74 plus 16, is dit gelyk aan 90? Ja. En jy kan ook gaan kyk op jou sakrekenaar, sin van 16 en kos van 74. Dit gee vir jou dieselfde antwoord.
Goed. Wat ek wil hê is, julle moet hierdie bladsy plak. Plak dit maar voor in jou boek. Jy hoef dit agter in jou boek te plak nie. Dit is goeie voorbereiding vir die drie gedeelte wat kom, né? En dan gaan ek gou vir jou 'n bietjie voorbereiding gee vir die algebra. So plak dit asseblief in jou boek. Ja, ek kan van die boot af.